neem so dankbaar en bly om saam met u te wees. Kyk of jy langs jou sê, wat is bly jy sien? Amen. Ja, alles is jou man, sê van jy is bly jy sien, en nie so wees nie. Amen. Ons is bly vanavond saam met u te wees, en of die muziekspan sê dankie, altyd lekker om die naam van die Here saam te groot te maak. Ek wil vanavond vir u gedeelte lees in Hebreërs die 12de hoofstuk, die 2de vers, wat hierdie woorde sê, die oog gefestig op Jesus, die leidskap en die volleider van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanavond in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan nie vanavond oor ons nie, maar het gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanavond bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanavond sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom val ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat die vanavond vir ons sê, is my gebed in die kostbare naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. En die volk van die Here sê, Amen. Hierdie skrif sê, die oog gefestig op Jesus. Nou as ek vanavond my boodskap 'n tema moet gee, sal dit wees, is jy nog, sien jy hom nog raak? Want jy sê, ek het 'n paar dinge in my lewe beleef, en daar's 'n paar dinge waardeur ek gegaan het, en terwyl ek besig is om hier aan te dink vanmiddag, toe begin die Here met my te praat oor hoeveel maal het ek my oë afgehaal van hom af. En dit het my nogal begin pla, want ek het gedink ek is redelik op die plek waar ek wil wees. Ek het gedink ek is redelik besig met die dinge waarmee ek wil besig wees. En daarmee begin die Here met my te praat, want jy sien, hierdie begin my gedagtegang te roer, wat sê dat Petrus was 'n man gewees wat volkome vertrou het op Jesus. Want toe Jesus op die water aangeloop kom, toe sê hy vir hom, kom. En Petrus begin om die eerste stap van geloof te vat en na Jesus toe te stap. Die geheim het reeds daarin gekom, dat solank hy sy oog gefokus gehad het op Jesus, was hy okay. Solank as wat hy na Jesus gekyk het, was alles reg en hy kon loop. Maar die Bybel sê, die winde het begin waai. En dadelik het dit sy aandag afgetrek, of sy fokus afgehaal van Jesus af. Die Bybel sê, die wind het gewaai en die golwe het groter geword. Nou ek wil vandag so 'n bietjie met jou praat, en vir jou sê dat, ek het hierna gaan sit en kyk, en is nogal snaaks, dat wanneer jy jou oog gefokus het op God, hoeveel winde daar waai. Is nogal snaaks hoeveel, as jy jou oog gefokus het op God, hoeveel stemme daar is, wat vir jou sê, doen dit, of doen dat. So ontstaat, wanneer jy jou oog gefokus het op God, hoeveel probleme, en hoeveel aanslag, en hoeveel dinge daar is, wat jou fokus probeer breek van God af. Kan ek iemand vanavond vir jou sê, ek het iets agtergekom, en dit is, die vyand val nie jou aan, wanneer jy op die water loop nie, hy val jou aan, met die dinge wat langs jou gebeur. Dis nog ontsnaaks, dat mense is partykeer meer gefokus op die dinge randsom as op God. Jy sien, hier het my geweldig wat dink, want ek het gaan staan en ek moes gaan kyk na wat Petrus beleef het. As jy dit nie verstaan nie, sal jy nie weet nie, maar daar's 'n paar dinge wat sy aandag afgetrek het. Die Bybel sê, die wind het begin waai, en die golwe het groter begin word. En weet wat het ek agtergekom, vrees is 'n lelike ding. Want die oomblik, wanneer jy begin begin jy vrees in die oë te staan, in plaas van om na God te kyk. Die oomblik wat jy begin vrees, begin jou aandag afgelei word, want daar sekere dinge, wat binne in jou is, wat uitroep, wat skree, pas op, wees versigtig, dis onmoontlik,
het gesê, hy is die God van die onmoontlike. Hy het gesê, hy is die God van die onmoontlike. En daarom wil ek jy met vanaand dit weet, want die oomblik toe ek dan sit en kyk, en dink ek by myself, is dit nie 'n onmoontlike ding wat Petrus mee besig is nie, en nogtans, kyk uit. Is nogal snaaks, as jy dit begin bemeester. Het jy al gesien ou wat 'n sekere ding funksie verrig? Kom ons maak so 'n bankteller. Is nogal snaaks, in die ou dae, dit hierdie nuwe masjiene, maar in die ou dae, en hy kan nie daar gesit. Dan vang sy haar vingers en begin sy so deur die note te hardloop met my vingers. Sy kyk nie vir die note nie, maar sy weet presies hoeveel note daar is. Sy ken hulle soos wat sy aangaan, en sy krijg. Dit is nogal snaaks, dat sy nie eers na hulle kyk nie. Ek het nou nog gekyk na 'n man wat 'n rekenmeester is. Hy kyk nie vir sy calculator nie. Hy sit en lees die strokies en dan voer hy dit in op sy calculator en dadelik, toe sy bedrag kom, tussen dieselfde bedrag as wat hulle gesien het. En dit was vir my interessant gewees, want ek het begin besef, hoe meer ons gefokus, hoe meer ons gewoond raak in 'n ding, hoe minder let ons op. Klink verskriklik, maar is die waarheid. Nou, ek wil vanaand vir jou sê, dis wanneer jy in 'n stormtyd van jou lewe is, dis wanneer jy begin op water loop, dis wanneer jy dinge begin regkry, wat ander nie regkry nie, wat jy moet verseker wees, daar gaan wees meer stemme wat roep, daar gaan wees meer winde wat waai, daar gaan wees meer golwe wat in jou is. Kan ek nog vanaand vir jou sê, ek het nog daaraan gedink vanmiddag, ek wonder wat het die ander disciples gesê. Hulle het afstaan. En wonder was er die praatjies van, jy kom so water loop, wat dink jy nie? Hy kan ons nie dit probeer doen nie, wat dink hy? Hy is ons nie beter as Jesus nie, wat dink jy nie? Wat maak hy? Waarmee is hy bezig? Kan ek maar vanavond vir jou sê, daar is baie mense wat vanavond achter jou staan, wat die vraag waarmee is jy bezig? Want hy verstaan nie, waarmee jy gegaan het om te kom waar jy is nie. Ek sal vanavond vir jou sê, you will never understand my praise if you haven't been through what I've been through. As ek begin om God se naam groot te maak, as ek begin om op te loof, dan loof ek om uit ondervindinge waardeur ek gegaan het, storms waardeur ek is, sees waardeur ek besloop, vure wat ek my partykeer moes deurvat, wat ek my nie gepraat het nie, maar nogtans het ek 'n rede om te sê, ek is dankbaar en ek is gefokus op God. Die tweede ding wat ek vanavond so vinnig wil aanraak, is dis baie moeilik om gefokus te bly as Jesus ver is. Ek sê, waarvan praat jy? Jesus was op 'n afstand toe Petrus hom sien aankom. En uit vrees net skree Petrus, Here, as dit nie is, laat my op die water loop, en Here sê, reg, kom Petrus, spring in en dan gaan hy. En daarom begin ek dan te dink, dis nogal snaaks, dat Petrus nie beter geword het toe hy nader kom nie. Hy is waarskynlik nou supposed to be daar eerste 3 is moeilik. En ek dink die tweede een is moeilik, en ek dink die derde een gaan makkeliker, 4de een gaan makkeliker, en 5de een, dan begin ons al dan kan ons al dinge begin doen. Maar ek sê, ek het iets begin besef, en dit is, wanneer jy gefokus is op God, sal die storm erger raak. Die tweede ding wat ek besef is pyn, is partykeer die oorsaak dat ek wegkyk. Ek het nou net met iemand gesit en praat, en gesit en kuier, en ek het 'n foto gehad op my foon van 'n ongelukstoneel wat ek op was.
En ek vat die foto en toe ek vir die persoon wys, dus ek dadelik van, ekskuus, maar ek wil dit nie sien nie. En dadelik wonder ek, maar hoekom nie? En ek probeer toe myself in die prentjie in te bring, en toe ek luister na die verhaal, toe besef ek, dat die geskiedenis waardeur sy is 'n geskiedenis van pyn. En dit het veroorsaak, dat sy liewers nie wil kyk nie. Dat sy liewers nie wil fokus nie. En dadelik, toe ek hier nou begin kyk, toe begin ek daarom te dink, dis nogal snaaks, dat die vyand partykeer iets gebruik, wat in my verlede is, om my hede, vir my fokus van God af te haal. Hy probeer my, deur daar die pyn van, wat mense aan my gedoen het, of hoe ek gevoel het, op daardie stadium, probeer hy vanaand weer, in dieselfde asem teen my gebruik. En ek begin daaraan te dink, maar wat as God nader is? Dis 'n vraag. En ek gaan kyk daarna, dat Jesus gaan op die stadium, klim in die boot, en vaar saam met hulle op die see, en daar begin storm in die baai. En die Bybel sê, Jesus het geslaap. En hulle het hom kom wakker maak. Nou, ek wil dit vandag vir jou sê, Petrus was 'n ervare visserman. So hy het die see geken, en hy het geweet, wanneer dit gevaarlik raak en wanneer nie. Wanneer hy moet begin planne maak, en wanneer nie. En is nog snaaks, hulle het hom gelos dat hy slaap, tot op die ergste van hulle storm. En wat maak hulle? Hulle gaan en maak hom wakker en sê, gee nie om dat ons vergaan nie. Ek wil net gaan hierdie prentjie in jou kop begin inkry, want ek begin iets raak te sien, dat Jesus is saam met hulle op die boot, en hulle is nog steeds in 'n storm. Hulle is nog steeds in 'n gevoel van, ons gaan dit nie maak nie. En daarmee toe ek dan begin dink, ek by myself, en ek het die verhaal gaan klaar lees, en ek het gesien dat Jesus het opgestaan, en die wind bestraf, en die storm bestraf, en dat het gaan lê. En toe het gaan lê, is hulle rustig. Maar ek wil met vandag iets besef, daar sekere storms, wat God nie gaan stil maak. Daar sekere storms, wat God van ons stil maak, om jou lewe te verander. Maar daar sekere storms, wat hy vir jou sê, byt net vast, ons is amper hier. Moenie rondkyk nie, ons is amper daar. Ons het amper gemaak. En ek kan het vanavond verduidelik, met Saterdag bezig en Abednego, 3 mannen wat in die vuurwind gegooid word, ons allemaal ken die verhaal, en die Bybel sê, hulle het in die vuurwind ingestap, maar hulle was gefokus op God. Hoe weet ek hulle was gefokus op God? Want hulle was in die vuurwind gegooi, omdat hulle nie wil buig voor die Baal, voor die standbeeld nie. Kan ek dit maar vanavond vir jou sê, wanneer jou geloof jou so ver dryf, dat die storms kom, dan moet jy vanavond weet, God wag vir jou in die storm. Jy hoef nie te worry, oor hoe erg die vuur is, of hoe groot die golf is, of waartoe jy gaan nie. Al wat jy vanavond oor hoef te worry is, ek weet, God is saam met my, en as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Jy sien dit het my laat dink. Want partykeer stap ons in situasies in, maar ons weet nie waar die uitkomst gaan wees nie. Ek wil begin klaarmaak. Want jy sien, ek het iets in my lewe begin besef, dat ek baie keer nie ding wil aanpak as ek nie weet waar die uitkomst is nie. Is dit die waarheid of nie? Ek wil baie keer nie ding begin, as ek nie weet hoe hy gaan eindig nie. En daarmee begin jy met my te praat oor, ek sê jou die plan gee, maar ek hoef jy nie die uitkomst te gee.
of die uitkomste wat sien nie. Daar is sekere dinge wat ek vanaand moet besef, wanneer ek instap, al voel ek alleen, ek is nie alleen nie. Saterdag besig, en dan het nie goed, loop in 4 winde, en die wagte wat hulle invat, branddood. Ek wonder, of het jy lang gedink, dat God jou partykeer deur 'n vuurwind vat, om jou vyande dood te maak. Om jou vyande te laat doodbrand. Om die aanslag weg te brand. En dadelik begin ek hier aan te dink, want ek sien iets. Hier die 3 manne loop in, en hulle sien 'n 4de man in die oond. It's amazing dat God jou partykeer deur goed laat gaan wat jy dink onmoontlik is. En in die middel van alles, dan staan hy daar. Wonder ek baie maal, ja, ek weet ek het by die krag hier gekom nie. Maar weet wat sy ergste, ek ben die krag. En dadelik begin ek te besef, dat wanneer God aan my kant is, hoef ek nie angstig te raak, of vreesbevangen te raak nie, ek hoef nie rond te kyk nie, ek hoef nie te kyk hoe groot is die vlamme, of waar kom hulle vandaan nie, oh man, I want to be focused. Ek voel nie my oë afval van hom af nie. Ek het op 'n stadium, ek so 'n bietjie elektrische werk gedoen, en ek het ons in die viestelike manier gehad, as 'n ou besig is om aan lewendige kragdrade te werk, nie afgesit het nie, dan soek ons hamer. En as daar in die draad so vat, en hy druk hom so, dan slaak hy met die hamer hier langsom. Ek sê vir jou sê, hy gooi die draad, sy tang, sy alles weg, en hy hardloop. Want ek weet hoe dit voel. Of hy wat welding doen. Ek weet ook, ek sien hy wat welding doen, as hy so maar hy hoed aan sit, en hy sit in weld, en hy vat al en hy slaat die langsom. Ek sê, gooi die welding toons weg, die hoeds weg, hy hardloop, hy soek weg kry plek. En dadelijk, toe ek vandag daarin dink, toe dink ek by myself, is dit nie so, dat ons baie maal weghardloop, wat ons gevaar sien. Die skerieste van alles, niks het gebeur nie. Maar ek nog steeds weghardloop. En wat is die eerste reaksie wat ons kry? Kwaad. Die braai met 'n paar skroewedraaiers doodgooi, jy wil hom so 'n bietjie verneem. Ek weet, my broer my baie so geval. En dadelijk dink ek daaraan, partykeer wanneer ons weer die gevaar kom, moet ons weer die geblaf, of die gebrul van die leeuw, van die hardste wees. En dis wat jy moet asemhaal. En dis wat jy moet fokus. En dis wat jy moet doen, wat jy moet doen. Want ek het iets agtergekom in my lewe. As ek met krag werk, en ek is nie gefokus nie, dan kry ek so nou en dan 'n byt wat my wakker maak, en sê, jy is besig met krag. Wanneer ek in 'n storm is, en nie gefokus is nie, moet ek weet, dan gaan 'n paar branders wees met my klap gaan gee.
Daar gaan 'n paar winde wees wat my gaan verneem. Totdat ek gefokus raak. Hy sê, die Bybel sê, toe Petrus die sterk wind sien, het hy bang geword en toe begin sink. Was sy fokus nog op die Here? Nee. Was sy oog nog op Jesus? Nee. Julle jong manne, as jy begin leer bestuur, is 'n amazing ding, die eerste paar maande, jy check net voor jou, jy oogklap aan. Tot jy so 'n bietjie kan bestuur, of jy daar aan die venster uit. Dan sien jy met die chomie en gesels, en sê so nou dat jy maar kyk, maar ons ry, so moet bestuur ek. Jy weet wat. Jy het so gewoon geraak aan. En dadelijk wil ek vanaand vir jou sê, as jy jou oog van hom afval, pas op, dat jy nie sink nie. En nou is dit nie van jou oog te maak, dat jy hom buig nie. Ek wil nie iemand wat rondkyk vanavond nie. Want miskien, net miskien, het jy ergens jou fokus verloor. Miskien het jy jou oog ergens van hom afgehaal. Miskien, net miskien, het jy opgekyk, maar hom nie gesien nie, want jy het verby opgekyk. As jy vanavond hier sit en sê, Here, ek wil U sien, ten alle tye in my lewe. Nie die kant van my oog uit nie terwyl ek rondkyk verander nie, I want to be focused. Sê vanavond sê, Here, ek wil gefokus wees, steek op jou hand na God, en wil saam met jou bid. Dankie vir die hand wat reg oor die vergadering opgaan. Of vra as jy hand opgestuur het, sal jy saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Onze Vader, wat in die hemel is, ek herken vanavond, ek is 'n mens en ek is feilbaar. Ek herken vanavond, Here, dat daar partykeer dinge is wat my roep, dat daar dinge is wat waai, die winde wat waai, en partykeer die golwe wat so hoog raak, en dan verloor ek fokus, omdat ek bang geword het. En daarom wil ek vanavond bid, Here, want die sê in die moed is jy en sê, God, gee my nie gees van vreesagtigheid, maar een van liefde, van krag, en van selfbeheersing. En ek het nooit geweet, hoekom is selfbeheersing daar nie. Here, ek weet vanavond, dat wanneer die storm op sy ergste is, ek gefokus kan bly, omdat ek myself kan beheer. En daarom wil ek vanavond bid, Here, leer my om gefokus te bly, ongeag my omstandighede. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, ek wil vanavond net sê, dankie Here, dat U my lief het. Dankie dat U my nog nooit begewe, my nog nooit verlaat. Die Here, al het ek U al soveel maal teleurgestel, al het ek U al soveel maal in my lewe tekort gekom. Dat U my nog nooit begewe, my nog nooit verlaat nie. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Aan U kom toe al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons hart,
In Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Jy kan die sitplekke neem. Ek wil 'n laaste gedagte met jou deel. Het is nog amazing dat ouens wat met machinerie en goed werk wat gevaarlik is. Het julle geweet, hulle word so nou en dan, so elke 6 maande of elke jaar, word hulle op 'n kursus gestuur vir 'n ding wat hulle elke dag doen. Het julle dit geweet? Hoekom? Hulle word teruggestuur om iets te gaan leer wat hulle weet. En ek het nog baie aan gedink. En toe kom het by my op, dat wanneer hulle jou vir die kursus stuur, dan wys hulle jou nie noodwendig die mooi nie. Hulle wys jou wat met jou kan gebeur as jy fokus maak. Hoe die elektrisiteit jou kan brand. Of hoe die ammoniak jou kan doodmaak. Of hoe die machine jou hand kan afsny. En terwyl ek vanavond voor die Here lê, begin die Here my te praat en sê, herstel net weer die fokus. Want die dinge rondom ons is gevaarlik. En weet wat, baie keer moet ons net weer hoor, daar op jou oog, kyk vir hom, kyk op jou eyes, have a look at him. He's still in control. Amen.